Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad 23 April Donderdag 2026. Mag dit vir julle sommer net 'n wonderlike dag wees vandag. Ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, baie dankie dat U by ons is, vir ons lei, vir ons bystaan elke oomblik van die dag. Here, dankie dat U as ons God is en ons Vader is. Vir ons lei en vir ons help met alles wat ons moet doen. Amen. Julle mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou sien ons dat Paulus het met Timoteus gepraat oor al die goed van die laaste dae en 'n swaar tye kom en hy het vir hom gesê dit is die tipe mens wat daar is en nou kom sê hy vir Timoteus hier in 2 Timoteus 3 vers 10 sê hy. Hy sê maar jy Timoteus het my nagevolg in leer, lewensdoel in geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en in Lystra. Maar watter vervolging moes ek nie alles verduur nie? Uitroepteken. Maar die Here het my uit almal gered. Nou, kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy. Wat sê hy oor Timoteus? En liewe vriende, sal dit nie 'n wonderlike ding wees as mense dit ook van jou en van my kan sien, nie daaroor dat ons nou moet arrogant raak of geestelik hoogmoedig raak, enigstens so iets, nee, maar sal dit nie wonderlik wees nie. Hoor wat sê Paulus vir hom, hy sê, maar jy Timoteus, jy het my nagevolg. En Timoteus wat nou hier sit, eintlik op die punt staan om tereggestel te word, kom sê hy, Timoteus, jy het my nagevolg in leer. So wat beteken dit? Dit wat hy geleer, wat het hy geleer? Paulus het hom geleer van Jesus Christus. Paulus het hom geleer dat Jesus gesterf het aan die kruis, dat Jesus opgestaan het en hy weer kom. Dit is die leer wat Paulus hom geleer het, né? Paulus het hom geleer dat ons in Jesus se voetspore moet volg. Paulus het hom geleer inderdaad dat ons 'n lewende verhouding met God drie-enig moet hê. Gaan aan. Maar jy het my nagevolg in leer, maar nie net in leer nie, jy Timoteus het hom ook nagevolg in lewenswandel en lewensdoel. Wat beteken dit? Lewenswandel beteken dat Paulus het eenvoudig Jesus nagevolg. Paulus het die ander wang gedraai, maar Paulus het mense aangespreek. Paulus het liefde uitgelewe. Wat is sy lewensdoel gewees? Sy lewensdoel was gewees, Paulus se lewensdoel was om Jesus aan heidene te verkondig. Dit is hy was die apostel van die heidene. Nee, so maar jy het my nagevolg in leer, in lewenswandel en in lewensdoel. Nou, dit is amazing as die man dit vir jou sê. Vat nou net, vat byvoorbeeld nou besigheid. Jy is in 'n besigheidsomgewing, jy's 'n kind van die Here, en daar jou mentor sê vir jou, jy het my nagevolg in hoe ons hierdie besigheid ran, in die sin van ons het hom geran in terme van Jesus Christus, ons het Jesus nagevolg. Dit het ons lewenswandel gedoen, dit is ons leer, dat ons leer in hierdie maatskappy is om ons oë te vestig op Jesus. Ons doel in hierdie maatskappy is om dit uit te leef wat Jesus in die woord vir ons sê. Dis die leer wat ons doen in hierdie besigheid. Ek kan nie by my wees jou mentor dit vir jou sê nie. Maar jy het my nagevolg in leer. So jy het gedoen en gekyk wat ek jou voorganger in die besigheid was. En jy, my kind wat nou jonger is as ek, jy kom doen dit, jy het gekyk na my, jy het dit oorgevat en jy doen dit so, jy doen dit op grond van die leer van Jesus Christus, op grond van hoe ek vir jou gewys het hoe om besigheid doen, ek vat hom uit die besigheidswêreld as voorbeeld, hoe ek altyd nooit met bedrog betrokke was, nooit eenvoudig op enige ander cutting by betrokke was, by niks van tipe goed. Maar jy het my nagevolg in leer, in lewenswandel en lewensdoel, en dan gaan hy aan. Jy het my nagevolg in geloof, geduld, liefde en volharding. Nou vriende, dis 'n mondvol, né? Nou kom ons vat dit gou in die besigheidswêreld toe, want baie van julle sit al, die meeste van julle is maar in die besigheidswêreld, né? Almal van ons op een of ander manier in die besigheid betrokke.
So as jy nou vat jou mentor of die ou wat jy nou opgesien het daar in die besigheidswêreld, of kom ons sê dit Pick n Pay waar jy werk, of in Checkers waar jy werk. Dit is ook ons op besighede. Dis ek moet sê ons almal is maar in besigheid betrokke, op watter mate ook, op watter vlak ook al hè. En jou mentor sê vir jou, hoor hierso, ek wil net vir jou sê, jy het my nagevolg en leer en nagevolg en leer in lewenswandel en lewensdoel. En my lewensdoel was om hierdie maatskappy so te maak dat mense vir Jesus Christus in al die mense in hierdie maatskappy se lewe kan raak sien. Dit was my doel as 'n mentor, as die CEO, as die eienaar van hierdie besigheid. En jy het my nagevolg en leer in dit. Jy het my nagevolg in die lewenswandel. En weet jy het my ook nagevolg in geloof. Partykeer was dit sleg, partykeer het ons nie geweet waar gaan ons die volgende sent vandaan kom, waar gaan die volgende kontrak vandaan kom nie. Maar jy het vasgeglo dat Jesus en die Heilige Gees voorstap en hy sal voorsien. Jy het my nagevolg in geduld in tye wanneer die spanningsvlakke verskriklik hoog geloop het hier binne in die maatskappy. Jy het met geduld omgegaan. Jy het met mense anders gepraat, jy het met mense anders omgegaan. Dankie, dit is wat ek by jou sien. Jy het my nagevolg daar. Jy het my nagevolg in liefde, jy het altyd met sagtheid na mense gekyk, jy het altyd omgegee vir mense gekyk. En volharding, maak nie saak hoe taai dit geword het nie. Jy het volhard. Jy het aangehou, terwyl ander mense opgegee het, jy aangehou. om my voorbeeld te volg, en my voorbeeld was dat ek in Jesus Christus se voetspore gevolg het. Dit is prakties, dit is praktiese uitlewing van wat in die teks staan. Wie is jou mentor? Jou pa? Miskien jou ma? Bel? Wie ook al. Maar jy het my nagevolg. In leer, lewenswandel, lewensdoel, in geloof, in geduld, in liefde en in volharding. In vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het, kom sê hy. Jy het my in alles nagevolg. Nou vriende, ou moet vir jou so 'n mentor kry. My mentor is maar Jesus Christus, né? So, maar jy het my nagevolg. So maar jy het my nagevolg. Wie is hierdie my en jou in my geval? Nie Paulus nie, maar Jesus. Maar jy het my Jesus nagevolg in leer, in lewenswandel, in lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering. Gaan pak dit 'n bietjie uit, vriende, vir jouself. En baie van julle het nie altyd die tyd nie, maar asseblief maak tyd. En sit jy daar en maar jy het my, Jesus. Nee, ons moet dit so lees. My nagevolg in leer, lewensdoel en lewenswandel, geloof, geduld, liefde en volharding, en vervolging en ontbering. Wat beteken dit prakties vir jou in jou praktiese wêreld, in jou gesin, in jou huwelik, binne in jou besigheidswêreld waar jy staan? Hoe leef jy hierdie goed uit? Dit is my 5 sent vanoggend vir julle. Mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en sy genade ervaar. Amen.